Okay, so ons noem dit Case of the Day bedryf. En dis Dorp Street Dental Case of the Day. En vir almal wat kyk, baie welkom. Ek is Dr. Burger van Dorp Street Dental Stellenbosch. Ek is Dr. Brandt, ook van Dorp Street Dental. En ons het 'n geval om te bespreek. Ja, so net 'n bietjie agtergrond. Ons is nou al so amper 'n jaar en 'n half vennote. En ek en Dr. Brandt is in Stellenbosch in Dorpsstraat en ek dink as jy kan my reg help, ek dink ons behandel of probeer mense baie konservatief behandel, maar tog deeglik behandel. Ek dink dis wat ons praktyk of wat ons probeer anders maak as die res, of wie ook al, maar konservatief beteken ons probeer soveel as moontlik tande spaar, probeer so min as moontlik tande wegboor, maar probeer nog steeds 'n deeglike behandeling gee en mense heeltemal as 'n geheel behandel en nie net een tand beslag nie. Ek dink jy sal my saamstem. Ja, jy weet aan die einde van die dag is alles gekoppel aan alles en 'n mens se mondgesondheid moet in balans wees. So dit help nie mens konsentreer net op een probleem nie, maar daar's ander groter probleme. So mens moet na die geheel prentjie kyk, maar mens moet ook konservatief wees. Die dae van tande wegsny en klomp krone maak en so wat onnodig is verby. Ons probeer wegbly daarvan as dit nie nodig is nie. En doen wat ons doen uit die oogpunt van dat dit moet so lank as moontlik hou, moet funksioneel wees, esteties wees en basiese goed hanteer soos infeksies regmaak en voorkom en verdere afbraak voorkom en so ver as moontlik. Ja, ek dink die doel van ons YouTube video reeks of wat ook al ons doen is dat ons probeer net vir mense inlig wat ons doen, want ek dink baie mense, obviously met die internet is al meer mense wat meer research doen en meer probeer, en ek dink ons net, dis goed dat ons goeie inligting gee en ons kan dalk partykeer 'n bietjie detail ingaan wat seker meer betanter sal wees, maar ons probeer dan ook met die pasiënte praat sodat hulle verstaan. So wat ons gaan probeer doen is gevalbesprekings elke week of soveel as ons kan, om net vir mense te wys wat ons doen, die tegnologie wat ons gebruik, wat Dr. Brandt spesifiek kan regkry met endodontie, en ek dink jy kan dan vinnig daar net 5 minute praat, maar die negatiewe konnektasie wat mense het oor endos, dink ek is 'n kos mense in die langtermyn baie goeders, want ek persoonlik dink endos het 'n negatiewe konnektasie met rede, want mense doen swak endos. En 'n swak endo is 'n horrible ding om in jou mond te hê. En daar is verskriklik baie mense met swak endos op wat, en dit is sommer lekker vir my om saam met jou te werk, want ek het vir jare swak endos gedoen, en nou hoef ek nie meer nie, nou kan jy die endos doen. En dis regtig, honestly, as mens 'n groot geval doen en ons komplekse endos, en iemand soos Andre doen, dan weet jy net die goed gaan werk. En as dit nie gaan werk nie, dan weet jy ook net niks anders sou werk nie. So ek wat nou meer implantate doen, dis lekker vir my, want ek doen nou eintlik baie minder implantate, want ek weet Andre kan tande red en ons gaan baie oor dit praat. En vandag se geval is een van hulle wat tipiese tand, 'n persoon 'n tand sou verloor het. En so jy kan net vinnig sê jou endo agtergrond miskien en wat jy dink van die endo met backlash wat gekom het die afgelope tyd. Ja, ek dink so ek beperk my praktyk hoofsaaklik tot endo of wortelkanaalbehandelings nou al vir 10 jaar, bietjie meer miskien. En my beweegrede was dat ek het besef 'n mens, ons baie kliniese gaan deur die proses van verwyder tande omdat hulle dink dis makliker en die beter roete, maar dis tande wat gered kan word. En ons het vir baie lank vir pasiënte gesê implantate is die antwoord op alles en dit hou altyd en ons dit gee nooit probleme nie, maar die realiteit is dis nie waar nie. Dit gee ook probleme en vir daai rede is dit uit my oogpunt die laaste opsie. Dit is vir party pasiënte die regte opsie, maar dis vir my die laaste opsie. En as 'n mens 'n tand kan red, het sy permanent of het sy vir 5 jaar of 10 jaar, is dit beter as om onmiddellik vir 'n implantaat te gaan, want implantate hou nie vir ewig nie. So 'n mens koop tyd, en partykeer is daai tyd vir altyd. of vir so lank as wat die pasiënt lewe.
in terme van die negatiewe konnotasies van wortelkanaalbehandelings, daar's baie dinge op die internet en in die media oor hoe sleg 'n wortelkanaalbehandeling vir jou is. En 'n slegte wortelkanaalbehandeling is sleg. Dit is so goed soos jy loop rond met 'n abses op jou voet en jy laat niks daaraan doen nie. Dit beïnvloed nie net jou voet nie, maar dit beïnvloed jou hele stelsel. En mense kan baie siek word daarvan. In die middeleeue het meer mense doodgegaan van vrottande as van enigiets anders. En dis 'n feit. Die benadering van baie kliniese vir pasiënte te sê wortelkanale moet glad nie gedoen word nie of enige wortelkanaaltand moet getrek word, dink ek is baie aggressief en regtig waar baie onnodig en nie die pasiënt se beste belang nie. Mense maak die korrelasie tussen wortelkanale dat as 'n mens 'n 3D scan doen van 'n wortelkanaal, is daar altyd donker kolle wat tekens van infeksie toon. Wat hulle nie sê nie, is dat die teenoorgestelde ook waar is. En dit is dat as 'n mens 'n wortelkanaal suksesvol gedoen het, dan verdwyn daai donker kolle en dit beteken dat die geïnfekteerde been wat vernietig was, teruggroei. En dit is hoe ons monitor en bepaal of 'n behandeling suksesvol was of nie. Ek sien geweldig baie pasiënte wat kom vir tweede opinies wat gesê is 'n tand is nie redbaar nie. En aan die einde van die dag, as mens dit reg benader, kan 'n mens baie sukses bereik. Dit hang af van baie faktore natuurlik en daar's baie dinge wat nie heeltemal in ons beheer is nie en partykeer verloor mense tand nog steeds. Maar oor die algemeen is die kans op sukses as die basiese beginsels reg gevolg word, is baie goed. Die ander ding ook miskien om te noem, mense sê, publiek maar ook klinici sê dat wortelkanaaltande hou nie. Hulle breek en dit en dat gebeur met hulle. Wat hulle nie sê nie, is dat in meeste gevalle waar wortelkanaaltand nie hou nie, is omdat die deel wat ons sien in die mond, met ander woorde die kroongedeelte, word baie keer nie reg gemaak nie. So in meeste gevalle waar wortelkanaaltande nie hou nie, het dit niks met die wortelkanaal as sulks te doen nie, dit het te doen met die res van die werk. En dis vir daai rede dat 'n mens ook na die prentjie as globaal moet kyk. 'n Mens moet kyk na hoe 'n pasiënt se tande in mekaar pas, hoe verweer is dit ensovoorts. En 'n mens moet al hierdie faktore in ag neem om te besluit of 'n tand behandelbaar is of nie. En 'n mens moet al die faktore probeer hanteer tot die beste van jou vermoë. En as al daai basiese goed gedoen word, dan is die behandeling in meeste gevalle suksesvol. Ja, ek dink, soos jy sê, treatment planning is die belangrikste. En elke persoon is anders, elke ou is in 'n verskillende fase in sy lewe en elke ou verskillende hoeveelheid geld tot sy beskikking. So, mens kan nie alles onder dieselfde kam skeer nie. Ja. Maar solank mens the most conservative option probeer te doen. En my filosofie is do as little as possible for as long as possible. En maar hou die pasiënt gesond. Gesondheid moet nie gecompromise word en ongelukkig ek sê altyd vir pasiënte wat 'n wortelkanaal nodig het, is either 'n RCT wat 'n root kanaal is of 'n RCT wat remove complete tooth is. So ongelukkig jy kan nie compromise 'n bakterie nie. En infeksie en pyn en swelling. That's gotta go. So as jy die tand moet trek, dan moet jy die tand trek, maar 'n wortelkanaal versus 'n implantaat is vir my ook, en weer eens, wat ek saam met jou begin werk het, dit verander, want voorheen was die wortelkanaal nie so suksesvol nie, want ek het dit nie reg gedoen nie, die regte tegnologie is nie gebruik nie, en ek dink die idee van hierdie is net om vir mense te wys wat is actually moontlik daar buite, en wat is ook nie moontlik nie, ons kan later oor gevalle praat waar wortelkanale nie so gewerk het nie, en implantate beter is, en ek dink dit sal vir tandartse ook net help om beter behandelingsbeplanning te doen, maar ook vir pasiënte om beter besluit te neem. Right, so kom ons praat oor vandag se geval, die eerste geval, en ek dink dit is toch wel 'n lekker een om te begin mee, is die pasiënt het eers by jou uitgekom. Ek wil jy moet dalk gou vir ons daai oorspronklike die agtergrond gee. Die pasiënt is so in sy middel 20's gewees. Hy het in
2023 by my uitgekom. Hy het op sy eie hier uitgekom, hy is nie verwys gewees deur iemand nie. En sy klagte was dat hy nou vir baie lang tyd sy boonste voortande aan sy verhemelte kant kry kroniese swelling. En elke keer as dit gebeur, word het hanteer met antibiotika en dan sak het bietjie, maar dit kom weer terug. Hy het 'n geskiedenis gehad van trauma op sy voortande as kind, iets met sport te doen gehad, die tande was nie heeltemal uitgestamp nie, maar hulle het 'n harde hou gekry. En wat ons baie keer sien, is dat sulke tande is nie noodwendig onmiddellike probleem nie, maar soos mense ouer raak, kan hulle problematies raak. En dis nie onalgemeen om 'n pasiënt te sien wat op 6-jarige ouderdom 'n stamp op sy tand gekry het en op 40 moet hy nou 'n wortelkanaalbehandeling kry nie. In ieder geval, hierdie pasiënt se probleem of sy hoofklagte was die swelling wat hy heeltyd kry, wat natuurlik geassosieer word met infeksie. En ons het begin deur 'n 3-dimensionele scan te doen, 'n CBCT, 'n tweedimensionele X-straal wys tot 'n mate die uitbreiding of die ekstensie van skade of infeksie, maar dit gee nie vir jou 'n regtigbare ordentlike beeld nie. So as ons kyk op 'n 3-dimensionele scan, hierdie scan is geneem voordat ons die behandeling begin doen het. Hierdie is die linkerkant van die pasiënt se mond. Daar is uit die aard van die saak sy verhemelte, en dan hierdie is alles gesonde been wat daar so sit. As ons afgaan met die scan na die tande se wortelpunte toe, kan mense hierdie donker plekke begin sien, en al daai been was vernietig. Daar was absoluut niks oor gewees nie, en dit verklaar waarom hy die swellings gekry het. As ons kyk na 'n ander hoek van die beeld, so hierdie is aan die regterkant van sy mond. Daai is 'n normale anatomiese kanaal wat daar so sit, en dan hier begin die probleem met die been, wat absoluut weg is. Die hele cortex van die verhemelte of palatale been is weg, tot daar so toe, en dit gaan selfs verder aan, tot agter die hoektand. So, ek dink, in my ondervinding met sulke gevalle bespreek met ander klinici, ek dink meeste klinici het maar 'n voorkeur vir wat hulle doen, waarmee hulle gemaklik voel, en ek dink meeste chirurge sou gesê, verwyder die tande en gaan die roete van implantate, of doen wortelkanaalbehandelings en op dieselfde tyd probeer chirurgies hierdie area skoon te maak, want die aanvaarde benadering is dat sulke groot areas nie spontaan kan gesond word nie. Anders kan ek dit vinnig daar vra. Ja. As jy nou 'n tandarts en jy kyk na dit en jy sien dit, Ja. wanneer weet jy dis 'n cyst versus net 'n area van infeksie? Okay, so die definisie van 'n cyst in die verlede was 'n donker area groter as 10 mm in deursnit, as ek reg onthou. En gewoonlik is dit heeltemal omring met 'n randjie wat sigbaar is op 'n scan. Ek dink baie klinici sal hierdie diagnoseer as 'n cyst, maar die realiteit is 'n cyst kan eers gediagnoseer word as jy dit mikroskopies met 'n biopsie doen. Dit is wanneer 'n cyst eintlik werklik gediagnoseer kan word. Om dit te diagnoseer radiologies is spekulasie. Dit is nie 'n werklike definitiewe diagnose nie. As ek te kyk na dit, sal ek amper vinnig dink dis 'n cyst. Ja. En ek die meeste tandartse ook. Ja, meeste sal so dink. En vir daardie rede sou dink ek sal meeste mense of meeste klinici van die staanspoor af die tande wil verwyder, die area probeer skoonmaak en dan probeer om eventueel implantate te doen. My besluitnemingsproses rondom hierdie was gedryf deur 'n paar goed. Eerstens, die pasiënt is jonk, genesingspotensiaal is baie groot. Tweedens, die
as 'n mens kyk na wat ons noem 'n sagittale deursnit van die tande, of hier is eintlik 'n cross-sectional deursnit, die been rondom die wortelpunte het baie skade gekry, maar die been rondom die kroongedeelte van die tande was nog heeltemal intakt gewees. So, daar was nie tekens van krake in die wortels of enige so iets nie. Wat beteken die tande was uit 'n integriteitsoogpunt nog intakt. Met ander woorde herstelbaar. So, die behandelingsplan wat ons besluit het, was om te begin deur die tande met wortelkanaalbehandelings te behandel, en dan hierdie areas van infeksie op te volg en te kyk wat gebeur. En wat ons wil sien is dat hierdie donker areas met weer begin vul met been wat lyk soos daai. So hierdie was 2023 gewees, einde van die jaar naastenby. Eerste ding wat ons gedoen het was om te bepaal watter tande is betrokke, en as ons kyk na die gewone beeld hierso, mens kan nou nie die uitgebreidheid van die infeksie sien nie, maar dit het basies gestrek van daar tot daar. Maar na ons toetse gedoen het, was dit hierdie tand en daai tand wat die infeksie veroorsaak het. Hierdie tand was nie betrokke nie, en niks aan die regterkant was betrokke nie. Is dit vir die toetse, is dit 'n heat and cold toets? Ja, so 'n mens doen maar wat ons noem vitaliteitstoetse, en dis ongelukkig iets wat nie noodwendig altyd akkuraat is nie. Die beste opsies wat ons het is om maar temperatuur te gebruik, het sy koue of hitte. En die rule of thumb, as ek dit so kan stel, is dat as 'n tand temperatuur kan voel, dan het hy nog lewendige senuweefweefsel binne hom. Nou as hy akuut sensitief is vir temperatuur, dan is daar gewoonlik 'n inflammatoriese proses aan die gang, maar solank as wat hy temperatuur kan voel, is daar nog lewendige weefsel. En in hierdie geval, alhoewel die infeksie agter die hoektand in versprei het hierdie tand vitaal getoets, en hy is tot nou nog vitaal. Hierdie twee tande het geen reaksie getoon nie, plus op die skandering kan 'n mens sien dat hulle wortelpunte heeltemal in die areas van infeksie is. So die voorstel was om dan te begin deur wortelkanaalbehandeling op hierdie twee tande te doen, en ons het dit in 2 stappe gedoen weens die uitgebreidheid van infeksie. Die eerste stap sy benadering was gewees om die tande skoon te maak. So wat ons doen is, mens maak 'n klein opening aan die agterkant van die tand om toegang te kry tot hierdie kanaaltjie wat die dooie weefsel bevat. Ons het dit skoon gemaak en antibiotika daarin gesit. So die medikasie wat ons gebruik is 'n kombinasie antibiotika, 3 tipes. Ek gebruik antibiotika met naam van metronidazole, ciprofloxacin en clindamycin. Mens meng dit en sit dit, mens kry dit in poeiervorm, meng dit met 'n glycol basis en sit dit in die wortelkanale. En dan los 'n mens dit vir 'n paar weke. Party kliniese hou daarvan om dit vir baie lank te los. In my opinie maak dit nie regtig 'n groot verskil as jy dit net vir 'n week of 2 los en of jy dit vir maande los nie. Aan die einde van die dag maak dit meer saak hoe skoon die wortelkanaalbehandelinge gemaak is. So as 'n mens die medikasie insit, die medikasie se doel is maar net om by daai plekkies uit te kom waar mens nie self kan kom nie. En wanneer ons dit insit in sulke groot areas van infeksie, probeer 'n mens dit eintlik 'n bietjie deur die wortelkanaal kry sodat daar blootstelling daarvan is in die infeksie area. So in die pasiënt se geval het ons dit gedoen, die antibiotika ingesit, ons het dit gelos vir omtrent 2 weke as ek reg onthou. En toe het hy teruggekom, ons het weer oopgemaak, die antibiotika uitgehaal en die wortelkanale geseël. In daai tyd gee jy sistemiese antibiotika ook? Nee. Enigste geval waar ek sistemiese antibiotika sal oorweeg is as daar akute infeksie is, met ander woorde groot sagte weefsel swelling wat lyk of dit versprei, of akute pyn of een of ander so iets. En dit is in
die uitsondering geval nodig. Dit is nie die norm om dit te doen nie. Sistemiese antibiotika gaan ook niks doen aan die bakterieë wat binne in die tand sit, wat die eintlik infeksie veroorsaak nie. Maar dit gaan in die cyst area of die area van infeksie kan uitkom of noukeurig. Dit sal daar kan uitkom afhangend van waarmee hierdie gevul is. So, as dit 'n werklike cyst is hierdie gevul met vloeistof, met kapsel wat dit omring. So, antibiotika gaan nie daarby uitkom nie. Het gaan ook nie nodig is om uit te kom in die infeksie. Presies, ja. So, om sistemiese antibiotika te gebruik is nie standaard die norm nie. Daar is 'n plek daarvoor, maar dit is nie altyd nodig nie. So na die eerste afspraak waar ons die antibiotika ingesit het, die pasiënt het naaste by 2 weke later teruggekom en gesê dat al die ongemak wat hy gehad het is weg, die swelsel wat hy gehad het aan die binnekant van die sagte weefsel in sy verhemelte is weg. So uit 'n kliniese oogpunt het dit positief gelyk. Ons het die wortelkanale toe geseël. Die seël daarvan, daar's honderde maniere om dit te doen en materiale en so. Ons gebruik deesdae wat ons noem baie ceramic materiale is wat weefselgenesing stimuleer. So is die wortelkanale geseël en pasiënt het aangegaan met sy lewe en ons het so nou en dan 'n ekstraaltjie gedoen en 1 of 2 addisionele scans gedoen. En vroeër vanjaar, omtrent 'n maand of 2 terug, het ons weer 'n scan gedoen. Ek gaan net hierdie ene toemaak gou. Jy nog iets hierso opwys? Okay. So ons het vroeër vanjaar weer 'n scan gedoen, wat vir ons 'n opvolg is, as ek dit so kan stel, om te sien of daar genesing plaasgevind het. En soos ek net gesê het, wat ons wil sien is dat die beenstruktuur teruggroei. So as ons kyk na die soortgelyke beeld van waar ons was, so hierdie is weer aan die regterkant van die mond. Daar is die eerste tand wat ons die wortelkanaal gedoen het. So daai voor die wortelkanaalbehandeling is al hierdie been weg gewees. Daar is die eerste tand, tweede tand, beenstrukture teruggegroei, daar's nog so klein bietjie grysheid daarso. Ek verwag dit sal stelselmatig weggaan. En dan as ons verder gaan na die hoektand toe waar die skade ook was, al daai bene teruggegroei. Nou, ek dink die belangrikheid daarvan is weer eens, as 'n mens kyk na hierdie beeld ook, so hierdie is nou van die wortelpunte se kant af, dis 'n deursnit. En jy net twee vergelyk met mekaar. Ek sal dit nou langs mekaar sit. So daar is die verhemelte se kant, bene teruggegroei, daar is nog 'n stukkie wat bietjie moet ontwikkel, maar vir alle praktiese doeleindes het dit heeltemal teruggegroei. Kom ons kyk of ons hierdie langs mekaar kan sit gehou. So daai enetjie en dan daai ene. So die belangrikheid om te kyk na die been wat teruggroei is mense, klinici wat kyk na tande en infeksies en vir pasiënte sê die tande moet verwyder word. Se motivering is om hierdie infeksieareas te sien en vir pasiënte te sê dis skadelik. En hulle is heeltemal reg daarmee, dit is skadelik. Nie net lokaal nie, maar ook sistemies. Wat hulle partykeer vergeet om te sê is dat as 'n mens opvolg doen na die tande behandel is, kan jy sien dat daar genesing is. En dis presies wat ons hierso sien. Daar's nog 'n bietjie van 'n donker area daarso. In ag genome die grootheid van die infeksie is daai heeltemal binne perke en dit sal waarskynlik oor die volgende jaar of 2 heeltemal verdwyn. Belangrikheid is al die korteks van die bene teruggegroei, swelling is weg, korteks aan die buitekant hierso waar daar skade was, is heeltemal terug. So ons kan bevestig die tande het genees. Daar is geen rede om dit te betwyfel nie. En uit die oogpunt van die pasiënt se ouderdom
om hierdie tande te getrek het op sy ouderdom in die roete van implantate te gegaan het, dink ek sou vir hom nie die regte ding gewees het nie. Hierdie is 'n redelike ekstreme geval in terme van graad van infeksie. En dit wys net dat met die regte benadering kan die behandeling werk. So hier is nou weer eens net 'n ander hoek van die beeld. Daai is die skade gewees, begin daarso. Mens kan sien daar het teruggegroei, daar's 'n bietjie grysheid daarso. Volgende tand weer eens al daai het teruggegroei. En as ons verder gaan na die hoektand toe, daarso is alles daarso tot teruggegroei. So ek het geen rede om te glo dat hierdie behandeling nie suksesvol was nie. En miskien 'n laaste ding om te noem, as daar tekens was dat die infeksie nie heeltemal opklaar nie, kan 'n mens dit chirurgies ook verder hanteer deur die klein areas wat oorbly te gaan skoonmaak. En is nog steeds baie meer konservatief as om die tande te verwyder en roete van implantate en so aan te gaan. Ek dink wat mense nie altyd verstaan nie, is die implantaatroete gaan gebeur in daai sagittal split of die een van bo af. Ek sê ja, wat mense nie baie keer verstaan nie en pasiënte ook nie, is dat eerstens die pasiënt jonk, so jy wil so min as moontlik of so lank as moontlik doen. Maar tweedens as jy nou gaan kyk na hierdie, sodra jy daai tande trek, daai twee, dan is al hierdie been gaan. En dit gaan kollaps na binne toe. Wat beteken jy gaan hier 'n groot deviation hê wat esteties nie mooi lyk nie. Jy gaan dit met vul met been wat ook dis net nie die moeite werd om in te spring en dit te doen sonder om al die opsies eers te oorweeg, en die endo opsie is obviously die groot ding. En ek dink baie mense gaan dit nie doen nie. En dan gaan die tande onmiddellik trek en die pasiënt gaan net soos long-term die konsekwensies dra daarvan. Maar weer eens as jy ook dit verkeerd doen, gaan dit ook nie werk nie. Jy het nou nie veel genoem nie, maar goed as lasers en die tegniek wat jy gebruik is obviously speel 'n massive rol. Ja, so die doen van die wortelkanaalbehandelings, soos Dr. Burger vroeër gesê het, wortelkanaalbehandelings het 'n slegte reputasie met rede, en dit is dat dit is tradisioneel ongelukkig nie tot 'n hoë standaard gedoen nie, en 'n groot rede daarvan is dat ons het nie vir baie lank het ons nie nodige tegnologie en kennis gehad om dit reg te doen nie. Klompie jare terug het ons begin om mikroskope te kry wat beteken 'n mens kan sien wat jy doen. Wat 'n massiewe verskil maak, en dan is daar addisionele goed soos ontwikkelings in materiale, tegniek om die tande skoon te maak en so aan. En dan verdere goed soos byvoorbeeld lasers. Ons gebruik 2 tipes lasers om die wortelkanale skoon te maak, addisioneel tot die ander instrumente wat ons gebruik, en ook te disinfekteer. En die navorsing wys dat dit baie meer effektief is as die tradisionele chemiese benadering waar mens chemikalieë gebruik. En natuurlik is daar ander basiese goed wat bygehou moet word, soos 'n mens moet die tande ordentlik kan isoleer as jy werk, sodat daar nie speeksel en so aan hulle kom as jy die wortelkanale doen nie. Mens moet kan sien wat jy doen, wat beteken 'n mikroskoop help, en natuurlik die gebruik van 'n scan soos hierdie, die CBCT scans, gee vir 'n mens geweldig baie inligting oor die anatomie van die tande, die uitgebreidheid van infeksie ensovoorts, en dit maak dit wat van tevore soort van 'n raaiskoot was in die donker, maak hierdie baie meer voorspelbaar. Vir my is wortelkanaalbehandeling een van die mees voorspelbare behandelings in tandheelkunde. Want in meeste gevalle weet 'n mens wat jy mee werk, en mens kan 'n redelike ingeligte besluit maak oor wat die waarskynlike uitkoms daarvan gaan wees. Daar is partykeer faktore wat mense nie kan sien nie, wat 'n mens nie kan voorspel nie, maar dit is die uitsondering. Dit is nie norm om wortelkanale te doen op die regte manier en te verwag dat dit nie gaan hou nie. Inteendeel,
vir my, soos ek sê, is dit een van die mees voorspelbare behandelings wat 'n mens kan doen as dit reg gedoen word. En soos enige behandeling, daar's altyd risiko's van komplikasies of goed wat verkeerd gaan of goed wat mense kan sien nie. Maar weer eens as 'n mens die basiese beginsels volg, soos regte diagnose maak, regte beelde gebruik, regte tegnologie en tegnieke gebruik, is dit 'n geweldige suksesvolle potensiële behandeling vir pasiënte wat dit nodig het. Ek dink daar's baie pasiënte en klinisie wat wegskram daarvan om dit gedoen te kry as dit nodig is, want hulle aanvaar dat dit nie gaan werk nie en dat dit gaan probleme veroorsaak. In my ondervinding is dit nie die geval nie. Dit is 'n voorspelbare behandelingsmetode wat ek dink meer aanvaar moet word as wat mense noodwendig dit doen. En weer eens die benadering of die siening dat wortelkanale kan sleg wees vir mens is absoluut waar as dit nie reg gedoen word nie. As dit reg gedoen word, is dit beter as enige ander alternatief. So hierdie is 'n perfekte geval of 'n perfekte voorbeeld daarvan. En ja, jy weet aan die einde van die dag, as 'n mens in hierdie pasiënt se geval, hy's jonk, as hy oor 10 jaar of oor 15 of 20 jaar, as daar iets met die tande gebeur en hy moet implantate kry, dan het hy baie tyd gewen. En dit is ook een van die ander faktore wat jy moet aanneem. Ek dink daai ding jy sê van tyd wen. Alles het 'n lifespan in tandheelkunde en implantaat het ook 'n lifespan. En as ek sê nou vir 'n ou, hy's 75, dis sê ek voel die kans dat dit lifelong guarantee is groter as 25 jaar is. So dis kom ek probeer implantate altyd uitstel so lank as moontlik, want implantate het ook issues en elke liewe implantaat jy sien het een of ander, nie elkeen nie, maar baie implantate kry issues en implantate 20 jaar later sien mense die probleme. So implantaat is nie 'n lifelong guarantee gaan werk. Die pasiënte dink baie keer so, pasiënt ek het gister ou gesien wat al die pad van Java gekom het oor implantaat wat ek geplaas het. Die mense dink hulle trou met jou as jy 'n implantaat insit en jy gaan vir ewig kyk na dit, want hulle het die persepsie dat 'n implantaat vir jou gaan en dit doen nie. So 'n jong persoon teregtelik probeer ons so min as moontlik doen vir so lank as moontlik en probeer natuurlike tandstrukture hou. En ek moet kyk net na oorgaan na die behandeling wat ons te verder gedoen het, toe die pasiënt dan by my geëindig het. Hy het basies by my so aangekom. Dis nadat Dr. Brand die endos gedoen het daai tand heeltemal afgebreek. En ons het toe die tand die dag net vinnig vir hom opgevul. En soos jy die goed wat jy daar sien is niks wat Dr. Brand het die fondasies gelê en hy het vir ons 'n kans gegee om die tand te red. En dan weer eens, as jy na daai tand kyk, sal 90% van tandherstelling kom ons trek die tand en kry klaar. Maar deesdae met die bonding tegnieke en die nuwe materiale en die persoon is jong, probeer mens net so lank as moontlik, so min as moontlik doen. En hy het toe gesê hy het voorheen sy behandelingsplan was om al 4 sy voortande te kroon. Waarmee daar ook niks fout is nie. Daai tande is swaar gevul en ek dink baie tanders sal dit kroon. So ek dink daar's iets fout met dit. Maar mens moet altyd 'n stapie terugvat en kyk wat gaan nog meer aan. Hoekom breek sy tande die hele tyd? Hoekom chip hy die hele tyd? En 'n stapie terugvat beteken kyk nou nie net sy tande nie of die een tand waar die probleem is nie, maar kyk na sy hele gesig. Kyk na meer as dit en in sy geval het ons die oorspronklike scan van sy tande, dis nou nie so daar is die oorspronklike en dis sy byt, dis sy botand en sy ondertande mekaar kom. En as mens kyk na die byt, kan jy sien, tandarts sal vinnig sê dis wat mens noem 'n diep byt. Die ondertande gaan redelik ver bo in die boonste tande in. En dan tipies kry mens skade aan die agterkant van die boonste tande waar die tande basies die eerste kontak maak. In sy geval is daar nie eintlik so baie skade nie. Maar ek het sien oorspronklik die tand so gebreek en toe hy weer by my kom het die tand basies so gelyk as hy daar lyk. So die tand het net 'n geskiedenis gehad van die heeltyd afbreek. En hy sê elke keer gaan die tandarts toe maak hulle reg. So in die verlede toe in die jy sê as jy baie ouer is ek, maar toe jy begin het was alles
Het is alles meer gefokus op kleiner goedjies. Ons extra het 1 of 2 tande afgeneem. Ons het nie gekyk in die groter goed nie, maar nou dat ons scans het en ons kan 3-dimensionele scans in die mond en die tande neem, kan mens 'n bietjie verder terug beweeg en ons field of view raak al groter, so ons fokus raak al groter. En as mens nou kyk na sy geval, hierso het ons basies sy tande geoverlay op sy skedel. En as jy nou die skedel verder vat, die mandible is die onderkaak, hy heg vas in die bokaak en het jou TMG, die temporomandibulêre gewrig. En toe ons hom die eerste keer behandel, toe vra ek vir hom oor TMG simptome, want sy byt is heeltemal uit. So mens kry 2 byte, centric occlusion en centric relation, is nou meer vir tandartse, maar jy wil altyd hê centric occlusion en centric relation moet dieselfde wees. So centric occlusion beteken al jou tande raak aan mekaar. Maar al jou tande kan aan mekaar raak, maar jou skedel kan heeltemal op die verkeerde posisie wees. En ek sê, meeste gevalle is die bokaak die oorsaak van die probleem. Die bokaak is of geroteer, of gekant, of vorentoe, of te ver agtertoe. En die onderkaak probeer dan inpas in hom, en hy gaan altyd inpas in hom, en dit noem my centric occlusion. Maar dit beteken nie altyd die skedel is gemaklik nie. So baie keer sit die kaak en hy word teruggedruk, en die kaak spring dan van sy spring dan van sy kraakbeentjie af en dis daai klik wat mens kry. So baie mense het oop en toe maak, het 'n klik in my kaakbeen en dit veroorsaak baie keer pyn in jou nek en skouers en ongemak hier rondom jou gesig of jy word wakker met 'n pyn in jou kaak. En hy het al daai simptome ook gehad. So sy TMG was nie op die regte plek nie en ons het toe gaan kyk waar is centric occlusion in sy geval. So daar kan jy sien, dit was die oorspronklike foto's, dis die oorspronklike byt en hoe die bo en die ondertand aan mekaar kom. En toe het ons probeer kyk, waar is centric relation? Met ander woorde, waar is sy onderkaak en bokaak in die regte posisie, nie afhangende van sy byt nie. En jy kan sien hoe deviate uit sy mandible as hy oop en toe maak. Ek net gaan weer kyk. Sy oopmaak, daar klik hy op die kaak weer, op die dis nou, daar klik hy af. So ons het toe daar is 'n paar ander voorbeelde. Ons het toe gekyk en hom laat oop en toe maak om te kyk waar is die ideale byt en waar wil ons hom laat byt. Dan word waar gaan as die tande oopmaak en tot op watter posisie. En daar op daai posisie kon jy sien dis waar hy basies in centric relation is, beteken sy gewrigte is op 'n gemaklike posisie. En ons het toe sy tande gaan regmaak in daai posisie in. So wat ons gedoen het, ons het die scan gevat, ons het daai byt geregistreer wat ek nie altyd 100% seker is die regte byt nie, maar dit is 'n goeie beginpunt. En ons het 'n byt oopgemaak in daai posisie in het InLab, die design en het toe met die 3D printer geprint. Die rede hoekom mens 'n 3D printer wil gebruik is dis net baie goedkoper vir pasiënte, dit is baie vinniger en mens kan hierdie groter behandelinge goedkoper doen sonder om die pasiënt net heeltemal die bank te breek. En die ander ding wat ons ook vroeër gesê het is om nie invasief te wees, met ander woorde om nie op tande weg te sny nie. So sy tande is net so gehou en ons het dit net hoër gemaak. In die eerste fase is tydelik geweest en hy is eintlik nog steeds in sy tydelike fase. Okay, so ek kan ook gesien toe gaan. En daar het ons toe, dit is die tande wat tydelik oopgemaak is. Daar is 'n nuwe byt, jy kan sien sy byt lyk baie beter. Die middellyn is nie altyd reg nie, en maar vir my, en ek weet nie wat jy nie, maar niemand, 'n middellyn pla baie min mense. Dit pla baie tandartse, maar niemand het al ooit vir my gesê dat my middellyn is nie reg, dis my bo en my ondertand nie. Maar as die pasiënt gemaklik is en nadat sy byt oopgemaak is, het ons 6 weke gewag. As sy byt gemaklik is, hy kan gemaklik eet, hy kry nie pyn in sy nek en skouers nie, hy word wakker in die oggende sonder pyn, dan kan die middellyn maar bietjie uit wees. En die middellyn is bietjie uit as gevolg van die rede, die gewrigte is nou op die regte plek en die tande align en die tande is in vol kontak, maar die spiere en die seën en die gewrigte is ook gemaklik en dan is die pasiënt baie meer gemaklik. En wat ons op sy voortande gedoen het is ons het net sy voortande met komposiet opgebou. En met komposiet, die rede hoekom ek is maar 'n bietjie van 'n one trick pony en ek probeer altyd so goedkoop as moontlik wegkom vir die pasiënte en komposiet werk net goed. Dis nie altyd die mooiste en die mees estetiese nie en dit moet baie keer oorgedoen word na 5 jaar. Maar die nuwe komposiete werk amazing. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie. Komposiete hou hulle polishability. Hulle chip makliker as porselein, maar jy maak dit baie makliker reg.
So iemand is hy wat 'n jong persoon is wat jy nie wil baie tandstruktuur wegsny nie, sal ek altyd met komposiet begin. En oor 5 of 10 jaar dan kan jy hom upgrade na porselein toe, soos wat sy bekostigbaarheid ook daar is. Maar vir my is dit altyd, ek probeer altyd die behandeling in stage en ek sê vir mense hierdie is amper 'n long-term temporary. Nou in ag geneem hierdie ondertande is heeltemal tydelik. Dit is net geprint en jy kan sien daar was klaar chippy en hierdie ding. Maar hy het nie nou die geld om dit reg te maak nie en met porselein te doen nie. En sodra hy reg is kan ons, maar ons kan ook net 1 vir 1 doen. As hierdie tand die hele tyd chip, kan ons net daai tand vervang, dus hoef nie almal oor te doen. So mens wil die byt reg kry, mens wil die verhoudings reg kry, mens wil dit so goedkoop as moontlik doen sonder om soveel as moontlik tande weg te sny. En dan van daar af kan ons 1 vir 1 doen soos dat ek kan bekostig of ons kan almal doen. Gewoonlik tipies sal ek die byt oopmaak en dan 6 weke later sal ek dit permanent onder doen. In sy geval is die bekostigbaarheid nie daar nie, so ons kan dit 1 vir 1 doen soos reg is. Maar as jy kyk na sy bootande en ek sal nou 'n foto wys, is hy is super happy. Die tande is reguit. Ons het as net weer kyk na sy oorspronklike foto. As mense 'n smile design doen en ek kan dalk sy smile design wys, maar hierdie tand is heeltemal uit posisie uit. So ons het daai tand so 'n bietjie afgesny daar en dis amper die enigste gesonde tandstruktuur wat ons weggesny het. Die res is net hierdie tandbederf uitgehaal. Die ou herstellings vervang. Daai tand het ons net gebaan, ons nie eers 'n post ingesit nie. En dis nou 6 of 8 maande later en ek tog geen probleme nie. So ek sal net gou 'n foto kry. Ek kan nie nou 'n foto kry nie, nog 'n sekonde. So daar kan mens die verskil sien. En ons het basies sy tande reggemaak. Want in my opinie is die grootste rede hoekom mense nie hulle tande regmaak is bekostigbaarheid. En as mense iemand as hy 'n opsie kan gee om dit bekostigbaar te maak, ons het basies al sy tande reggemaak vir dieselfde prys as vir die 4 krones wat gekos het. En obviously ons is nog nie klaar nie, ons gaan dit vir oor tyd nog doen. Maar hy kry 'n massive rekonstruksie van al sy tande. Alles is reg en alles lyk mooi. Hier kan jy sien, dis die tand wat ons 'n bietjie korter moes gesny het sodat dit inpas. Obviously dis nie perfek nie, want dit is veneers wat met die hand opgebou is. Maar ek het ook al van meeste mense wil nie seker perfekte groot tande hê nie. Mense wil 'n bietjie kootjie goed hê en iets soos dit is vir alle praktiese redes perfek in sy geval. So oor die algemeen dink ek, as ek kan dalk net 'n bietjie 'n close-up foto ook wys van dit. Hierdie ding, dis een van die goed wat baie keer gebeur met komposiet veneers. Ek kan net die foto's mooi sien is. Jy sien baie keer die aanhegting tussen die tand en die kroon. Maar dit is 'n small price to pay om nie die tand te gaan wegsny nie. Ek sal eerder die persoon daai dingetjie het en as jy dit eers noem vir die persoon en kom hulle eers agter dit, as wat jy 'n hele tand gaan wegsny en sy byt verkeerd hou en dan wat tipies gebeur as die byt nog steeds in die verkeerde posisie is, dan snap daai tand reg daar af. En dan is jou hele endo en jou hele fondasie wat jy vir ons gelê het eintlik daarmee heen. So ek dink hier is 'n goeie voorbeeld van 'n comprehensive case wat ons op 'n manier behandel het wat ek dink baie min mense hierdie approach sal vat. Hierdie ou, die alternatief sou gewees het, hierdie 2 tande word getrek, hierdie tandvleis kollaps heeltemal hierso. Sy byt word nie oopgemaak nie en hy sit met 'n massiewe rekening, nie tande nie of nie tandvleis nie en krone wat nie pas by die res van sy mond nie, want nou is nie die verhouding tussen tandvleis en been is nie meer daar nie. En om net the most conservative route te gaan soos wat ons gedoen het, dink ek gaan almal baat vind by. Ja, en ek dink miskien die belangrikste ding wat hier bereik is soos ek wil sê dis bereik op 'n konservatiewe manier, maar daar's goeie stabiliteit bereik. En stabiliteit beteken minder langtermyn skade. En minder langtermyn skade beteken dat as daar skade is dit makliker om reg te maak. Makliker, goedkoper, vinniger. En ja, 'n mens spaar 'n pasiënt baie geld, mens spaar hulle baie ongemak. En 'n mens behou dit wat gesond is. En om daai stabiliteit te bereik, dit is eintlik die amper die belangrikste ding in so 'n geval. Want dit is wat maak of breek of tande hou. Ja, en ook jy kan nie sê wat verkeerd is.
maar it's a hill I'm willing to die on. Ons het al hoe meer beweeg na sterker en sterker en sterker materiale toe. En dit maak nie vir my sin eintlik nie. Soos jy moet vir my is het amper beter om die materiaal die swakste punt te hê, sodat as iets breek, dan breek jy herstelling in steede van die pasiënt se tand. Soos in die geval, die ding wat daar afgebreek is baie moeiliker om reg te maak as 'n chippie wat hier afgebreek is. So as jou swakste punt jou herstelling is, of jou veral in die agtertande, hier kan jy die kontakpunt sien tussen die overlay wat 'n tydelike een is en die tand. Dit is baie makliker om hierdie randjie skoon te hou, as om dit skoon te hou hier reg onder die tandvleis. Absoluut. So ek verstaan nie altyd hoekom mense voel, hulle moet boor tot onder in die tandvleis. Nou sit jy, die Here het vir ons amazing sterk enamel gegee, maak ons ook wat ons gebruik hier, is nie beter nie. Nou sny jy die gesonde enamel weg, om 'n harder materiaal op te sit, wat die band breek, of die tand word na die swakste punt. So die belangrikste ding is, as die okklusie nie stabiel is nie, kan jy 'n goue baksteen daar insit, hy gaan ook iets gaan breek. Maar as die okklusie stabiel is, dan breek hy eintlik baie min goed. En dan selfs al het jy materiaal wat swakker is as tand, die materiaal gaan of bietjie wear of bietjie chip, maar die tand gaan nooit breek. So hierdie ou gaan oor 10 jaar dalk hier en daar 'n chip op sy komposiet hê of 'n bietjie met polish, maar hy gaan nie soos 'n traumatic fracture van 'n tand hê nie, want alles is nog steeds natuurlik en alles nog steeds daar en die buite stabiel. Alright Andre, ek dink dis dit. Dankie. Baie dankie. Dit maak weer so. Ek hoop mense wat kyk het iets geleer en pasiënte sien ook dat daar is alternatiewe behandelinge vir sulke tipe groot goed wat nie noodwendig ingrypende chirurgie is en dit is voorspelbaar en dit is meer bekostigbaar en in my opinion is that the way to go to do as little as possible for as long as possible. Absoluut. Right. Baie dankie.